Die Helpende Hand Studietrust administreer verskeie tipe studiefondse waaruit die studielenings toegeken word aan studente. In hierdie episode gesels ons verder oor die tipe studiefondse wat ingedeel word in 4 hoofkategorieë, naamlik solidariteit beweging, onafhanklike, gemeenskaps- en interne studiefondse. Vandag het ons die voorreg om te gesels met 'n man wie se naam al jare lank verbind word aan leierskap, besigheidsgroei en gemeenskapsbou. Maar wat minder mense weet is hoe diep sy hart vir jong mense en hulle toekoms lê. As stigter van 'n onafhanklike studiefonds wat jaar na jaar studente help studeer, leef hy nie net sy waardes in sake uit nie, maar in die manier waarop hy jong talent aktief ondersteun. Baie welkom en dankie Steve en Jolandi. Dit is 'n voorreg om vandag saam met julle te kuier. Dankie Dian. Steve, hoekom het jy besluit om by hierdie inisiatief betrokke te raak? Dan kom ons hou die storie maar baie kort. In my koöperatiewe loopbaan is 'n mens natuurlik so besig met die redreis en jy is jou werksure is van so 'n aard dat jy eintlik nie by baie gemeenskapsgoed uitkom nie. En nadat ek uitgetree het by Absa het ek gevoel ek sal graag iets wil teruggee aan my gemeenskap. En ja, aanvanklik was ek baie braaf en betrokke geraak by 2 inisiatiewe, een ouerhuis in Sunnyside en een skool by Eastland. Maar ek het vinnig agtergekom dat jy moet behoorlik gekwalifiseer wees as jy met daai hartsake werk en die ek wil amper sê die uitdagings wat daardie mense mee te doen het. En ek het besluit, man, die maklikste ding wat ek eintlik kan doen en wat ek kan doen is ek het 'n netwerk in die koöperatiewe wêreld. Hoekom gebruik ek nie daai netwerk en ek vorder fondse in nie. En die fondse kan dan aangewend word op 'n positiewe manier en dan daadwerklik 'n verskil in mense se lewens maak. En dit is hoe dit begin het. Ek hou baie van musiek. Dis 'n stokperdjie vir my behalwe golf. En wat ek toe gedoen het is dat ek het 'n klompie liedjies gaan kies wat nogal iets in my lewe beteken het. En nou baie van die liedjies het te doen met my tienerjare en hoe ek groot geword het. En ek het elke liedjie geïdentifiseer en 'n storieetjie daarby ek wil amper sê bygesit sodat die mense wat nou die biljet lees daarom gevoel het hoekom ek die liedjie gekies het. En ons het 'n CD uitgebring. En die ding se naam is My Musical Boardroom. Ek het geen talent nie, ek kan nie sing nie. So ek het Suid-Afrikaanse kunstenaars gevra om die liedjies op te neem. So al hierdie liedjies is dan deur Suid-Afrikaanse kunstenaars opgeneem en ek het dit toe gebruik as 'n basis om vertonings te reël. So eenmal 'n jaar het ons dan vir waarskynlik 8 jaar het ons dan vertonings gereël by Carnival City of by van die groter sentras waar daar genoeg mense kan neem. Ons het gewoonlik so 50 tafels van 10 persone het ek verkoop om geld in te vorder en die netto opbrengste het dan gegaan vir die studiebeursfonds. So dit was baie suksesvol geweest en dit is absoluut 'n hoogtepunt vir my ek wil amper sê in my reis om terug te gee aan my gemeenskap. Steve, jy as 'n sakeman weet hoe belangrik volhoubaarheid is, spesifiek met 'n betrekking tot die studiefonds. Waarom is volhoubaarheid so belangrik? Ek moet sê die een ding wat my baie aangetrek het van die Helpende Hand Studiebeursfonds is die feit dat die student aan wie 'n toekenning gemaak word, moet weer eens daai lening terugbetaal oor tyd. So alhoewel daar nie rente ter sprake is nie, word daar dan weer kapasiteit geskep vir 'n nuwe generasie leerders of studente. En dit is iets wat my baie aantrek. Om net 'n beurs te gee is eintlik maar 'n bietjie water, jy weet wat jy in 'n put gooi. Terwyl as jy kapasiteit bly skep
vorentoe, is dit volhoubaar. En 'n klomp studente kry dan die voordeel van 'n bydrae van 'n donateur aan die Helperhand Studiebeursfonds. Jolandi, Steve se fonds is 'n onafhanklike studiefonds. Op watter beginsels werk hierdie fonds? Ja, dis baie lekker om so terug te dink aan daardie jare waar ons die funksies kon bywoon en sien hoe hierdie mense gee vir hierdie studiefonds. Nou, onafhanklike studiefonds is eintlik maar 'n term wat ons gebruik om te onderskei tussen ons verskillende studiefondse. In episode 3 het ons gepraat oor die solidariteitsstudiefondse en wat dit verskillend maak is maar hoe dit befonds word. So waar solidariteit se fondse deur ledegelde, 'n bietjies wat baie maak befonds word, is 'n onafhanklike studiefonds is 'n donateur wat 'n hart het vir studente wat wil ploeg in die volgende generasie en wat dan 'n studiefonds stig met sy eie kriteria en hy kan op die komitee dien ook daarvan en ons bestuur daardie studiefonds dan namens die donateur. Ons het die kapasiteit om die studente se aansoeke te verwerk en voor te lê aan hierdie komitee. So onafhanklike studiefonds kan enigiemand wees wat graag 'n fonds wil stig. Dit kan 'n persoon wees, 'n besigheid, ons het familietrusts en dis maar die definisie daarvan. So dit is maar lekker om te sien hoe mense dan nou, so Steve ook genoem het, in hierdie volgende geslag belê. Ons sê altyd die huidige geslag moet seker maak die volgende geslag is sterker as hierdie geslag en waar daai studente wat die lenings ontvang dan weer terugbetaal. En dit beteken hulle ploeg weer in die volgende geslag in. So dis regtig 'n baie mooi volhoubare projek. En dis waar ons onafhanklike donateurs dan ook in belê. Hulle belê dan in die toekoms van hierdie studente. Die belegging in die toekoms is natuurlik so belangrik en Steve, as daar 'n sakeman of vrou is wat luister, hoekom sal jy vir hulle sê hulle moet betrokke raak by hierdie studiefonds? Ek dink jou hart moet oop wees, né? As jou hart nie oop is nie, dan gaan jy betrokke by hierdie tipe van goed raak nie. Ek sê dis altyd, hierdie is 'n voorreg. As 'n mens 'n bydrae kan maak, as 'n mens kan gee, dis 'n absolute voorreg. Nou, partykeer is dit moeilik vir mense om hulle hande oop te maak. Glo my, vry. Maar dis hartsake. So dis iets wat jy dis deel van jou waardesisteem. Dis deel van jou verantwoordelikheidsin is om terug te ploeg in die gemeenskap. Steve, hoe werk die proses om deel te word? Want ek dink baie mense kan dalk sê, okay, ek is bereid om dit te doen, maar dit voel soos 'n berg wat voor my lê. Hoe werk hierdie proses? Ag, dit is eintlik baie eenvoudig. Jy weet, as jy kontak net vir Jolandi hulle, want hulle besonderhede is redelik beskikbaar. Jy maak 'n afspraak met hulle en hulle verduidelik vir jou die proses. Die proses is regtig baie eenvoudig. Dit hang af van hoe betrokke wil jy raak. Jolandi weet, ek raak nie betrokke nie, ek laat dit in die spesialiste se hande oor. Maar as jy betrokke wil raak by die keurings en daai tipe van goed, jy is baie welkom om dit te doen. Ek los dit in die professionele mense se hande. Ek sal eerder nog geld invorder, nog bydraes maak, sodat hulle die geld behoorlik kan aanwend tot hul beste vermoë en ook in belang van die studente wat ons ondersteun. So jy raak betrokke tot die mate wat jy gemaklik voel. Tot die mate toe waar jy gemaklik is. Steve, dankie vir jou tyd, dankie vir die belangrike werk wat julle doen om ook seker te maak dat die volgende geslag ook opgelei word en dat ons land in goeie hande is. Jolandi, ook dankie vir jou tyd. Baie dankie. Dankie Dean. Vir meer inligting kan jy gerus hulle webtuiste besoek by www.helpenhandstudietrust.co.za of jy kan 'n e-pos stuur na studietrust@helpenhand.co.za.